Watter wet word in Galasiërs 3 vers 19 aangespreek? Galasiërs 3 vers 19 sê die volgende. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge totdat die saad aan belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. Die antwoord verskyn wanneer ons die enkele onderwerp van hierdie hoofstuk ontdek. Die apostel Paulus kontrasteer veroordeling en regverdigmaking. En die hoofpunt van sy argument is dat niemand geregverdig word deur die wet voor die oë van God nie. Ons sien dit in vers 11. Die argument is nie of die wet werk of nie, maar of dit as 'n regverdiger van skuldige sondaars funksioneer. Paulus spel in baie ander tekste uit dat die wet nodig is as openbaarder van sonde. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Romeine 3 vers 20. Romeine 7 vers 7 sê die volgende. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet kan veroordeel, maar dit kan nie regverdig nie. In die vers wat Galasiërs 3:19 voorafgaan, wys Paulus hoe ons erfenis nie deur die wet is nie, maar eerder deur die belofte van God. In vers 21 wys dan weer hoe die wet nie lewe bring nie. Galasiërs 3 vers 21. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om iemand lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Hierdie verse maak dit duidelik dat Paulus nie soseer oor 'n bepaalde wet gepraat het nie. Het sy die seremoniele wette van Moses of die morele wette, maar dat hy eerder die oortuiging onder sommige aangespreek het dat 'n wet 'n persoon kan regverdig. Dit was nie die doel van enige van God se wette nie. Al wat hulle kon doen was om gefalle mense te veroordeel en hulle te wys op hulle beloftes aan 'n verlosser, die saad wat gekom het. Christus het ons verlos van die veroordeling van die wet. Tog hou die wet nie op om te bestaan nie. Sodra ons van God se pad afstap, is die wet daar om ons terug te wys na Jesus toe. Kom ons bid saam. Jesus, help my om die wet te waardeer as 'n manier om my na U terug te wys. Amen.